dat dit gevaarlik kan wees. Dit maak nie saak nie, professor. Dit is belangrik dat ek self ervaar wat kaptein Delarey en luitenant Buys so te sê elke dag deurmaak. Ek sit heeldag hier by Interster Beheer en ek weet niks van toestande in die ruimte nie. 'n bietjie praktiese ervaring, Lida? Ja, ek dink dit is 'n goeie plan. Juffrou Villiers, dit is vir my 'n aangename voorreg om u amptelik te nooi om by die Impala 1 sending na Mars aan te sluit. Kaptein Delarey, u uitnodiging word met graagte aanvaar. Daar is een probleempie, juffrou. Wie gaan die beheerfunksie behartig terwyl u weg is? Jy natuurlik, Bikkie. Lida, wil jy toestemming vra om te vertrek? Goed, kaptein, ek doen dit graag. Dan weet ek sommer hoe dit voel om toestemming te vra in plaas van dit te gee. Daar word ook van my verwag om alles te doen. Dis net werk. Ekskuus, Bikkie. Nee, niks nie, professor. Interster Beheer Impala 1 vra toestemming om te vertrek, oor? Nee, Het ek reg gehoor? Het Bikkie toestemming geweier? Ek weet nie, kom ons probeer weer. Interster Beheer Impala 1 vra toestemming om te vertrek, oor? nee, Impala 1. U mag nie vertrek voordat u my ook aan boord neem nie. Bikkie, ons mors tyd. Toe, doen jou werk. Nou ja. Wat sal dit hier om moeilik te wees? Ek word in elk geval nie waardeer nie. Die aanloopbaan is squad Impala 1. U het toestemming om te vertrek. Dankie, beheer. Lida, ek sal Impala 1 beheer terwyl ons opstyg. Maar as ons eers in die ruimte is, kan jy 'n rukkie lank oorneem. Dankie, kaptein. Ek het maar sopas my leerling bestuurslisensie gekry. En nou, Bikkie. Jy weet of van die opdrag wat onnodige geselsdrie oor die kommunikasienetwerk verbied. Ja, professor. Dis net ek voel so afgeskep as kaptein Delarey en luitenant Buys my nie wil saamneem nie. Dit is nie 'n kwessie van nie wil saamneem nie, Bikkie. Iemand moet juffrou de Villiers se werk doen terwyl sy weg is. En jy is die bekwaamste een om dit te doen. Dis waar, professor. Dis baie waar. Verskoon tog die slegte lyn. Ek dink ek het 'n druppel olie nodig. Kan ek nou met my bestuursles begin, kaptein? Nee, nog nie, Lida. Ons is nog binne die swaartekragveld van die aarde. Ja, dis 'n kort rit Mars toe. Dit minder as 300 miljoen kilometer. Nou gaan 'n trekkie van die aarde af. Gemeet teen die ongelooflike afstande van die buitenste ruimte. Is ons gereed vir hyperversnelling, Lida? Ek het nog altyd van vinnige ruimtetye gehou. Spoed is so opwindend. En gevaarlik as jy op die verkeerde plekke te vinnig ry. Juffrou Villiers, hyperversnelling. Asseblief. Alles is gereed, baas. Ons kan nou hyperversnelling beëindig. Lida? My plesier, kaptein. Ag, is pragtig. Kyk hier daai herfskleure. Rooi-bruin is juis die modekleur die seisoen. Miskien is dit pragtig, maar elke keer as ek op die planeet land, kry ek die verskriklikste hooikoors. Wel, gelukkig hoef ons nie die keer te land nie, Adam. Dis lankal tyd dat ons ondersoek instel na die planeet Mars. Hoekom, baas? Dit is 'n koue planeet en dit sal beslis nie aangenaam wees om daar te bly nie. Niet gepraat van bly. Die rooi skynsel van die planeet Mars dui daarop dat dit oor aansienlike mineraalneerslae beskik. O, en jy wil 'n plan maak om 'n randjie of 2 daaruit te maak, baas? Wonderbaarlik. Jy het uiteindelik gesnap waaroor dit gaan. Geld, onnozel, geld, dis al wat tel. Kyk met hoe rooi skyn die planeet. Die mynboupotensiaal is ongelooflik. Daar is iets wat kwel, baas. Die planeet Mars is onder beheer van die aardmagte. Iets wat wel, sê jy. Dit maak my woedend. En dis alles daardie vervlakste Delarey se skuld dat ek nie my ideale kan bereik nie. Maar ek sal nog met hom afreken. Met hom en die hele Interster gespuis. Wat 'n ongeluk. Dis 'n ruimtetuig, baas. Wat soek die ding nou hier? En wie is dit?
Veiligheidshalwe dink ek ons moet pad gee, baas. Moenie dinkie, laat loop man. 'n Ruimtetuig. Dis nie een van ons nie. Ek weet van geen ruimteverkeer in die omgewing nie. Niemand het 'n vlugplan by beheer ingedien wat Mars insluit nie. Ons stel ondersoek in. Maak gereed die wapentuig. Ons roep die ruimtetuig wat voor ons vlieg. Identifiseer u planeet van herkoms. Ek herhaal, u moet dadelik identifiseer. Raad van die duiwel. Dis daai vervlakste dellery. Die vernedering. Herken ek die stem van kaptein Dellery? Gorman hier. Gorman, wat soek hy hier? Ons sal gou genoeg uitvind, Adam. Dis reg, meneer Gorman. Verminder spoed dat ons kan gesels. Reg, kaptein. Ek maak so. Waarvoor wil die vark nou met ons kom inmeng? Ons sal hoor wat hy te sê het. Dag sê, kaptein. Dis heeltemal onverwags. Wat kom maak Interster by Mars? Dis presies wat ek van hom wil weet. Ons is op 'n roetine sending, meneer Gorman. Ons het verneem dat die ysbedekking aan die pole van Mars begin smelt. Dit kan ons toekomstige bedrywighede op die planeet beïnvloed. Nou, ons wil net vasstel wat aan die gang is. En u? Ek is op pad na my basis toe, kaptein. Ons het sake in sterrestelsel X45 gaan doen. Alles het goed afgeloop en ons is nou haastig om by die huis te kom. Meneer Gorman, dan wens ons u 'n voorspoedige reis toe. Kom kuier gerus by Interster as u kans kry. Totsiens. Dankie, kaptein. Ek sal beslis so maak. Totsiens. En daar gaan hy. Ysbedekking aan die pole van die aarde, né? Ek dink ek het 'n plan. Watter plan, baas? 'n Plan wat Interster en die aarde op hulle knieë sal dwing. 'n Plan wat nie kan misluk nie. Neem my krokom toe. Hoe nou, baas? Ek het gesê, neem my krokom toe. Ek wil met Prins Karnati gesels. Sê my, waar is meneer Gorman se hoofkwartier? Om die waarheid te sê, Adam, kan ek jou nie vertel nie. Daar's sprake dat hy 'n wentelende hoofkwartier ergens in die ruimte het. Maar waar? Weet niemand nie. Ja, dis 'n geheim wat hy goed bewaar. Seker met goeie rede. 'n Man met sy rykdom en invloed moet seker sy bewegings geheim hou in geval 'n kwaadoener rond sy gedagtes sou kry. Goed, mense. Kom ons gaan kyk of die planeet Mars se ysbedekking aan die smelt is. Hoogheid, 'n vreemde ruimtetuig het sopas Krokon-gebied binnengedring. 'n Vreemde ruimtetuig, sê jy? Nou dit goed dop. Meneer Gorman het my laat weet hy kom. Ek dink ons moet nou met Krokon beheer kontak maak, baas, voor hulle ons in ons pietjie inblaas. Goed. Weet nie waar ek aan so 'n fabrik soos hy kom nie. Krokon Prins. Gorman vra toestemming om te land, hoor? Dit is hy. Meneer Gorman, welkom op Krokon. U het toestemming om te land, voor en uit. Ek het so 'n idee, meneer Gorman kom met 'n nuwe voorstel om die aarde te vernietig. Dit is baie prysenswaardig van hom, Hoogheid. Ja, ek stem saam. Ons moet sorg dat Dellery en die aardmagte finaal verpletter word. Ek hou nie van die planeet nie, baas. Dit voel net nie vir my reg nie. Ek vertrou ook nie die Krokons nie. Ek ook nie. Ons maak maar net gebruik van hulle, dis al. Kom. Ek wil die plan aan Prins Karnati gaan verduidelik, sodat ons so vinnig moontlik hier kan wegkom. Hoogheid, meneer Gorman is hier. Welkom, meneer Gorman. Waarmee kan ons vandag help? Goeiedag, Prins Karnati. Ek het 'n plan wat die aarde oneindige moeite sal besorg. Ek hoop dis so iets. Meneer Gorman, wat beplan? Dit is 'n eenvoudige plan, Hoogheid. Maar dis 'n plan wat sal slaag. Gaan voort, meneer Gorman. U is daarvan bewus dat die aarde 'n dik ysbedekking aan die noord- en die suidpool het. Nie waar nie, Prins Karnati? Ja, Ek stel voor dat ons 'n onbemande projektiel op die aarde afvuur, wat in die atmosfeer sal ontplof en 'n groot hoeveelheid koolstofdioksiedgas vrystel. Dit sal ook 'n bestanddeel bevat wat die meeste plantegroei sal uitwis. dit sal die koolstofdioksiedinhoud van die aarde se atmosfeer aansienlik verhoog, nie waar nie? Presies, Hoogheid.
Dit sal 'n broeikasuitwerking op die algemene klimaat van die aarde tot gevolg hê. Die temperatuur sal 'n paar grade styg en die ys in die pole van die aarde sal begin smelt. Wonderlik. Die seevlak sal met minstens 20 meter styg en die vernaamste stede sal onder die water verdwyn, insluitend Kaapstad. Daarna behoort dit vir die maklik te wees om die aardmagte te verslaan. Wat van Delarey? Hoogheid, ons wag tot Delarey buis en die robot op 'n sending uitgestuur word, sodat hulle nie die projektiel kan keer nie. Die projektiel sal van my asteroïdebasis afgelanseer word. Wat verwag u van Krokon in die verband? Hoogheid, met die tegnologie waaroor u beskik, behoort dit vir u maklik te wees om die projektiel te vervaardig. Natuurlik, meneer Gorman. Ons kan een van ons bestaande vuurpyle aanpas om die taak te verrig. Mag ek dus aanvaar dat die saak beklink is? Meneer Gorman, uw projectiel sal eersdaags gereed wees. Ek verwag dan om binnekort van u te hoor. Tot wederziens, Prins Karnati. Tot ziens, meneer Gorman. Ek en jy sal nog die heelal regeer, sodra die weerstand wat die aarde bied uit die weg geruim is. Lida, ek moet sê jy het 'n besondere aanvoeling vir die ruimtetuig. Nog 'n les of wat en jy kan 'n alleenvlug onderneem. Dankie, kaptein. Sal ons hyperversnelling beëindig? Dis 'n maklike opdrag, kaptein. Hyperversnelling word beëindig. Lida, sien jy kans om die landingsprosedure alleen te behartig? Goed, kaptein. Die prosedure word in elk geval in 'n groot mate outomaties beheer. Aardbasis, Impala 1 vra toestemming om te land. Oor? U is toch niet aan het beheer van Impala 1, juffrouw Villiers? Ja, Tukkie. Kan ek maar kom land? Oor aardneke natuurlijk zo gauw dat aanloopbaan 2 oor en uit. Aardbasis roep alle luchtverkeer oor Kaapstad. Ontruim onmiddellijk die luchtruimte bij Interstar hoofdkwartier. Twyfelachtige ruimte beheer wordt verboden. Hoe durf hy? Dink hy regtig dat ek nie die Impala kan beheer nie? Lida, ek dink ons moet nou aan die landingsprosedure aandag skenk. Ja, kaptein. Knap, Lida. Ek self sou nie daarop kon verbeter dit nie. Dankie, kaptein. Luitenant, wat sê u daarvan? Behalwe dat ek baie bly is om veilig op die grond te wees, wil ek jou ook geluk wens, Lida. Baie dankie, luitenant. Nou moet ek net vir Pikkie in die hande kry. Pikkie, hoe durf jy my so gek maak? Maar juffrouw, Vernedering. Elke vlieënier in Kaapstad lê seker van die lag. maar juffrouw, Wat 'n reg het jy om alle lugverkeer te waarsku om die gebied te ontruim? dis wat ek nie probeer vertel, juffrouw. Die staande instructies stelden baie duidelik dat in gevalle van nood alle luchtverkeer ontruim moet worden. Toe ek hoor u is een beheer van Impala, het ek gedink dis 'n noodgeval. Mense. En Pikkie. Ek dink ons moet nou gaan verslag doen oor die klimaatsomstandighede van die planeet Mars. Kom julle saam. Hoekom lyk jy so kwaai, Lida? Ek het landingsprosedure waargeneem, professor. En toe gaan staan Pikkie en ontruim alle lugverkeer oor Interster hoofdkwartier. 'n Klein misverstand, professor. Lida het haar baie goed van haar taak gekwyt. Gaaf. Het is verblydend dat my grondbeheerpersoneel ook in 'n ruimtetuig hulle manne, wel hulle vrou kan staan. Nou ja, hoe lyk dit op Mars? Ons kon geen fout vind nie, professor. Die ysbedekking aan die pole toon geen verandering nie. En die temperatuur van die atmosfeer is onveranderd. Dan lyk dit vir my of die gerugte van grootskaalse ysmelting ongegrond was. Ons hoef dus nie bykomende voorsorg te tref nie, of hoe sê jy, Wiks? Nee, wat professor. Ons bedrywighede op Mars sal nie beïnvloed word nie. Nietemin, is goed dat ons ondersoek ingestel het. Mens kan nie te versigtig wees nie. Ek stel voor dat julle almal lekker lang naweek gaan hou. Wat sê ek nou alles? Dis verregaande. Ek moet heel naweek werk terwyl die ander klop lekker op hulle sterre by die huis sit. Dis heeltemal teen die van Montreals.
En boonop kry ek geen oortydbetaling nie. En toe, luitenant, waar is u damesvriendin vanaf? Op sulke kort kennisgewing. Hulle verwag mos dat jy hulle minstens 2 dae voor die tyd moet vra vir afspraak. Is jy nog kwaad vir ons? Ag, luitenant, dit help tog nie om kwaad te bly nie. Pikkie het streng gesproke volgens die handboek opgetree. Vir julle twee se onkunde vergewe ek julle maar. Dan is ek bly. Vriende, ek wil 'n heel dronk instel op Interster. En 'n lekker rustige lang naweek. Baas, Prins Karnati het sopas laat weet dat hy op pad is met die vuurpyl. Dis goeie nuus. Die krokons moes dag en nag gewerk het om die projektiel binne 'n week gereed te hê. Dis waar, baas. Maar die verwelkomingsvaandels wapper as die geëerde kroonprins hier aankom. En kom toch asseblief jou hare. Je lyk soos 'n willebragtig. Reg, baas. Meneer Gorman, die besoekers van Kroonhok het aangekom. Prins Karmanti. Manskap, dit is Krokon. En ek is Prins Karnati. Verskoon toch die lompheid van my bemanning, hoogheid. Vergeet dit. Ek het die vuurpyl saamgebring. Dit word nou in die landingsgebied afgelaai. Uitstekend, Prins Karnati, uitstekend. Ek neem aan dat hy my gas sal wees totdat die aanval voltooi is. Ja, natuurlijk. Ek wil die pret nie misloop nie. Wanneer verwag u dat Delarey en Buys op hulle volgende sending sal vertrek? Ons verwag het enige tyd. Hulle die afgelope week geen ruimtereis onderneem nie. Want, ja, baas. weet die bevel dat die asteroïde nader aan die lanceergebied beweeg. Nou ja, kerels, julle het goed uitgerus die afgelope paar dae, hè? Party van ons het goed uitgerus. Ja, Pikkie. Niks nie, professor. Ek het maar net die luidspreker skoon gemaak. Waar was ons? Ja. Dit gaan die keer 'n lang sending wees. Op het bevel het opdrag gegee dat ons by die son se naaste buurster Proxima Centauri 'n draai moet gaan maak. Met hyperversnelling sal julle ongeveer 3 dae weg wees. Wat is die doel van ons sending, professor? Die astronome het tekens bespeur dat Proxima Centauri ietwat helderder begin brand. Die ster is relatief naby aan ons sonnestelsel en veiligheidshalwe is dit wenslik dat ons meer besonderhede oor die toestand bekom. Bestaan daar gevaar dat die ster kan ontplof? Die kans dat dit sal gebeur is in astronomiese terme baie skraal, luitenant. Nee, daar word net meer besonderhede verlang. En wanneer vertrek ons, professor? Lyk dit met dadelik, manne. Dis 'n sending na ons naaste buurster, Proxima Centauri. Ons behoort 'n dag of 3 weg te wees. Weer 'n roetine ondersoek. Ja, dit was nou lank stil. Ek wonder wanneer Krokon weer die vonke gaan laat spat. Moenie praat nie. Hulle is maar altyd in die knoei. Tot ziens, juffrou Villiers. Ek wil net weer sê hoe jammer ek is oor die misverstand van nou die dag. Toe maar, Pikkie, ons is lankal vergete. Nou ja, mooi ry julle. Beheer, ons vra toestemming om te vertrek. Oor? Impala 1, u het toestemming om te vertrek, oor en uit. Mooi. Hulle is op pad. Gee hulle eers kans om behoorlik weg te kom. Luitenant, verbreek kommunikasie met aardbasis voordat ons na hyperversnelling oorgaan. Aardbasis, Impala 1 gaan oor na hyperversnelling en verbreek voorlopig kontak. Oor en uit. Boodskap ontvang, Impala 1, uit. Daar is hulle nou goed op pad. Prins Karnati, wil jy my die eer aandoen om die projektiel te lanceer? Met graagte, meneer Gorman. Het sal jammer wees as Proxima Centauri iets moet oorkom. Ja, 'n mens voel sentimenteel oor hy ster. Hierna staan ons eie sonnestelsel in die oneindige uitgestrektheid van die heelal. Dit gaan my verstand te boven.
dat iemand lyrisch kan raak oor 'n bol ontbrandende atome. Ag, Pikkie. Wat weet jy toch van die fynere dinge van die lewe? 'n Rose, 'n meisie, volmaan wat opkom. Dit is alles net verskillende vorme van materie, luitenant. Genigtig, daardie projektiel pyl reg op die aarde af. Aardbasis roep onbekende ruimtetuig in sektor 5-4. Verander onmiddellik van koers en identifiseer u ruimtetuig, oor. Aardbasis roep onbekende ruimtetuig. Identifiseer u planeet van herkoms. Lida, wat is dit? Daar's 'n onbekende projektiel wat reg op die aarde afpyl, professor. Ek kry geen antwoord van hulle af nie. Dan moet het vernietig word. Kry Impala gereed. Maar kaptein Delery en luitenant Buys is weg, professor. Wie gaan Impala 2 beheer? Jy, Lida? Ek? Maar wat van u? Nee, Lida. Ek het soveel jare gelede laas aan die beheerstelsels van 'n ruimtetuig geraak. Ek sal net 'n gevaar vir almal wees. Ag, tog. Waarom het ek ooit vanoggend opgestaan? Ons maak op jou staat, Lida. Toe, weg is jy. Ja, waar begin ek? Impala 2 aan beheer. Impala 2 vra toestemming om te vertrek, oor. Impala 2, jy het toestemming om te vertrek. Voorspoed, hoor. Geen persoonlike boodskappe oor die kommunikasienetwerk nie, beheer. Uit. Mooi ry, Lida. Baie mooi ry. Veel geluk, meneer Gorman. Dit is 'n wonderlike plan wat u bedink het. Dankie, hoogheid. Sonder u bystand sou ek nooit die aarde kon vernietig nie. Beheer, Impala 2 die projektiel in sig. Ek beweeg nou nader om dit te vernietig. Wie is dit? Wie wil die vuurpyl vernietig? Dis daardie vervlakste vlugbeheerbeampte by Interster, juffrou Villiers. Lyk my sy het nou werklik ware ruimtetuig gevat om die vuurpyl uitmekaar te skiet. Wapens gereed. Vuur. Ag nee, mis. Ek moet weer 'n slag probeer. Dankie tog daarvoor. Impala 2 aan aardbasis. Vuurpyl vernietig. Ek keer terug na basis, oor en uit. Vervlaks. 'n Mens kan nooit 'n vrouwmens vertrou nie. Waar kom sy nou daaraan om 'n ruimtetuig te beheer? Wel, meneer Gorman, uw plan het misluk. Wanneer gaan u iets voorstel wat nie op 'n fiasco uitloop nie? Prins Karnati, wag. Tot ziens. Hier kom hulle nou. Dag se mense. Proxima Centauri is springlewendig en gesond. Niks om oor bekommerd te wees nie. Iets gebeur terwyl ons weg was? Niks eintlik nie. Ons het 'n klein krokon aanvalletjie gehad is al. 'n Aanval deur Krokon. Wie het dit afgeweer? Ek het luitenant met Impala 2. En wat 'n goeie stukkie werk was dit nie. Sy het raak geskiet soos 'n kampioenskut. Wel, dit was met die tweede skoot raak. Uit die oorblyfsels van die ruimtetuig het ons vasgestel dat dit 'n krokon vuurpyl was en dat hulle met die aarde se klimaat wou gelol het. Sulke gemeene. Juffrou Villiers, ek wil dit net heeltemal duidelik stel weer, dat ek nooit enige bedenkings oor u vaardighede as 'n vlieënier gehad het nie. Hoor, soek hy nou wit voetjie? Nee, dis nie dit nie. Ek moes maar net my werk doen.